Maak julle Bybels oop by Romeine hoofstuk 6 en wat ek by sê, dis seker van die moeilikste tekste in die Bybel. Ek moet sê dat hoe verder ons in Romeine gaan, hoe moeiliker raak dit, so ek hoop die moeilikheid hou bietjie op 'n stadium. Ek geniet die voorbereiding, maar die ure raak te min in die voorbereiding. Maar Romeine hoofstuk 6, ons kyk vanoggend na die eerste 14 verse, en natuurlik, hierdie hoofstuk val eintlik half natuurlik in twee dele. Julle sal sien, hy begin in hoofstuk 6 vers 1, wat sal ons, en dan in vers 15 sê hy, wat dan? So, twee vrae wat hy vra, en dit deel eintlik die hoofstuk in twee. Eintlik bespreek hy dieselfde ding, maar vanuit verskillende perspektiewe. Maar kom ons kyk na die eerste 14 verse. Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly, dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Want as ons met hom saamgegroei het deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit tog ook wees deur die aan sy opstanding. Aangesien ons dit weet, dat ons ouë mens saamgekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word, en ons nie meer die sonde sou dien nie, want hy wat gesterf het, is geregverdig van die sonde. As ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met hom sal lewe. Omdat ons weet dat Christus, nadat hy opgewek is uit die dode, nie meer sterf nie. Die dood heers nie oor hom nie meer nie. Want die dood wat hy gesterf het, het hy vir die sonde eens en vir altyd gesterwe. Maar die lewe wat hy leef hy vir God. So moet julle ook reken dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God in Christus Jesus ons Here. Laat die sonde dan in julle sterflike liggame nie heers, dat julle aan hulle begeerlik julle gehoorsaam sou wees nie. En moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid nie, maar stel julle tot beskikking van God as mense wat uit die dood lewend geword het, en julle lede as werktuie van geregtigheid in diens van God. Want die sonde sal oor julle nie heers nie, want julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade. Dis nie maklike woorde nie, en dis definitief nodig, dat ons die Here se hulp nodig het, ook in die begryp hiervan vanoggend. So kom ons bid en vra dat die Here vir ons sal help, en ons sal lei. Here, ons loof en ons dankie vir u kragtige woord. Ons dankie dat ons kan leer uit u woord. Ons dankie dat u tot ons harte kan spreek. En ek bid, Here, dat u vir ons sal help. Dat u woord nie ongesiens by ons sal verbygaan nie. Dat ons hierdie dinge tot der harte sal neem. Dat ons hierdie dinge sal besin, ons eie lewe ondersoek, en sien waar daar 'n gebrek in ons is. En ek bid, Here, dat u vir ons sal help.
om dag vir dag meer en meer die sonde af te sterf en meer te lewe vir God in Jesus Christus ons Here. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Die gelowige is geregverdig deur die geloof in Jesus Christus. So, die gelowige is nie meer in Adam nie, hy is nou in Christus. En daarom, in steede van die ewige hel, as betaling vir die sonde, ontvang die gelowige die ewige lewe in Jesus Christus, dit alles uit genade, en ons moet die Here dank vir dit, is dit nie. Dis wat ons in Romeine 5 geleer het. En die gevaar is dat iemand nou mag dink, as ek deur geloof geregverdig word, en nie deur my werke nie, dan kan ek mos nou lewe soos ek wil. Of, iemand kan self sê, soos Paulus hier in vers 1 sê, sal ons in die sonde bly, sodat die genade kan meer word? Daar is sulkes wat so redeneer, dat ons is nie meer onder die wet nie, maar ons is onder die genade, so nou kan ons leef soos ons wil. Ons noem hulle antinomianisme, anti teen nomos, wet, antinomianiste. En sommige sê dat Paulus was 'n antinomianis. En hulle sê dit veral op grond byvoorbeeld van dit wat ons laasweek gekyk het, Romeine 5 vers 20, gaan kyk bietjie wat dit sê, daar dit sê, maar die wet het bygekom, sodat die misdaad meer sou word. En waar die sonde meer geword het, het die genade nog meer oorvloedig geword. So dink vir 'n oomblik, wat sê Paulus hier? Dit klink amper asof Paulus sê, hoe meer sonde ek doen, hoe meer gaan die Here se genade word. Is dit nie hoe dit klink na wat hy sê nie, maar dis nie wat hy sê nie, en juis omdat dit nie is wat hy sê nie, is hoekom die hele Romeine hoofstuk 6 bestaan, is om te sê, dis nie wat ek sê nie. Romeine hoofstuk 6 is om te wys dat die gelowige behoort nie net minder te sondig nie, maar die gelowige behoort glad nie te sondig nie. Genade lei nie tot meer sonde nie. Genade lei daartoe dat jy jou sonde sal afsterf en vir God sal lewe. Jy is nie meer in Adam nie. Jy is nou in Christus, jy het 'n nuwe hart met nuwe begeertes, nuwe gesindheid, nuwe gedagtes, en ons kan nie meer voortleef in die sonde nie. Want dit is teenstrydig met wie jy is in Jesus Christus. Dit is teenstrydig met wie jy is in Jesus Christus. So, ons teks dan vanoggend, ons kyk vanoggend dan die dood vir die sonde en lewend vir God. Die gelowige leef nou in Christus vir God se eer, deur die sonde te beveg. En ons kyk dan vanoggend eerstens na wie is ons, wat het ons geword? Wat het ons in Christus geword? Vers 1 tot 5. Luister wat sê vers 1 en 2. Sal ons in die sonde bly dat die genade kan meer word? Stellig nie. En dan sê hy, ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Nou kom ek vra vir julle 'n vraag, kan 'n gelowige sondig? Een gelowige kan sondig, dis moontlik, maar dit is teenstrydig met wie ons is in Christus. So hoe kan ons dan sondig, vra Paulus? Hoe kan ons sondig as ons die sonde afgesterf het? Maar wat hy daarmee sê, is hy bedoel nie dat ons nie meer in staat is om te sondig nie, want kom ons wees vanoggend net eerlik met onsself en sê dat elkeen van ons wat hier sit sondig nog steeds. So wat bedoel Paulus as hy sê dat ons het die sonde afgesterf? Spring saam met my na vers 10, want dit help ons. Vers 10, want die dood wat hy, dus Christus, gesterf het, het hy vir die sonde eens vir altyd gesterwe. So ons het nie self vir ons sonde gesterf nie.
Christus het eens en vir altyd vir ons sonde gesterf. En deurdat ons in geloof verenig is met Jesus Christus, was sy dood vir sonde, die dood vir ons sonde. Of anders gestel, hy het die loon van ons sondes betaal. Ons het deel gekry aan sy offer. Ons het deel van die voordeel van sy offer. Omdat ons met hom verenig is deur geloof. Onthou jou doop. Onthou jou doop. Vers 3. Of weet julle nie, dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Nou moenie vir Paulus hier verkeerd verstaan nie, hy sê nie ons doop red ons nie. Hy sê dat ons doop getuig van iets, dit getuig dat ons saam met Christus gesterf het. Die doop is die verklaring dat ons is verenig met Jesus Christus deur geloof. Maar wat het gebeur toe jy gedoop is? Ons het onder die water ingegaan. Jy het nie onder die water gebly nie, het jy? Jy het weer uit die water uit opgekom. Vers 4. Ons wat dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is in die heerlikheid van die Vader, ons ook so 'n nuwe lewe kan wandel. Nou baptiste, anders as meeste dopers van gelowiges, of sal ek sê groot dopers, baptiste glo in enkel onderdompeling. En hierdie is die rede daarvoor. Want ons doop verklaar dat ons is verenig met Jesus Christus in geloof. En Jesus Christus het nie 2-3 keer gesterf nie. Jesus Christus is nie 3 keer uit die dood uit opgestaan nie. So ons doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, maar deur enkel onderdompeling. Want die doop getuig van ons dood saam met Christus se dood en opstanding saam met Christus se opstanding. En Jesus het nie 3 keer opgestaan of 3 keer gesterf nie. Maar die punt is dat verenig met Christus is ons sondes afgesterf deur Christus in wie ons nou 'n deel het. Maar meer as dit, Jesus het nie net vir ons sondes gesterf nie. Jesus het nie in die graf gebly nie. Hy het opgestaan uit die dood, is dit nie? Hy het opgestaan in 'n nuwe lewe, 'n lewe vir God. Luister wat sê hy in vers 5. Want as ons met hom saamgegroei het deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit tog ook wees deur die aan sy opstanding. So wat sê Paulus? Om voort te leef in jou sonde, terwyl jy deur geloof verenig is met Jesus Christus, is die mees onnatuurlike ding vir jou om te doen. Dit hoort nie. As jy in Jesus Christus is en hy het vir jou sonde gesterf, dan behoort jy dood te wees vir die sonde. En as jy in Jesus Christus is jy nie net dood in jou sonde nie, maar jy het opgestaan in die krag van 'n nuwe lewe, 'n lewe vir God. Tot verheerliking van die Vader. Jy behoort te leef tot eer van die Vader. So as Paulus hier vra, ons wat in die sonde, wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin leef? Dan sê hy nie, dis onmoontlik vir die gelowige om te sondig nie, want hy weet ons sondig. Maar hy sê, terwyl dit moontlik is vir ons om te sondig, dis totaal ongehoord. Dit deug nie. Dit behoort nie so te wees nie.
As jy verenig is met Jesus Christus en hy het jou sondes afgesterf en lewe tot verheerliking van die Vader en jy is een met hom, dan verwag dit dat jy sal word soos hy is. Dat jy die sonde sal afsterf en sal lewe vir God. Dink aan jou lewe. Daar is sonde, is daar nie. Dit hoort nie. Dis teenstrydig met wie jy in Jesus Christus is. Jy sê jy's 'n gelowige. Wel, lewe dan soos een vir wie Christus die sonde afgesterf het. En lewe vir God, soos een wat opgestaan het uit jou ou mens. Jy is verenig met Jesus Christus, dan behoort jy die sonde met alles in jou te beveg. Maar tweedens, wat het met ons gebeur? Vers 6 tot 10. Kyk eers in vers 6. Aangesien ons dit weet, dat die ou mens saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word, en ons nie meer die sonde sou dien nie. Draai vir 'n oomblik gou daai vers om, vers 6, draai hom net gou om, dit sê, ons dien nie meer die sonde nie, omdat die liggaam van die sonde tot niet gemaak is, aangesien ons ou mens saam met Jesus Christus gekruisig is. Kom ek vra dan nou die vraag, ons het nodig om daar te begin, wat is hierdie liggaam van sonde wat tot niet gemaak is? Wel, dit verwys nie na my liggaam nie. Want as dit na my liggaam verwys, het ons 'n probleem later in die teks, want Jesus sê dat ons moet hierdie liggame nou tot diens van God stel. So as ek my liggaam moet afsterf, dan het ek moeilikheid. Waarna verwys hierdie liggaam van sonde? Dit verwys na die ou mens in my. Dit verwys nie na ons fisiese liggaam nie, dis daardie ou mens wat tot niet gemaak is, deurdat dit saam met Jesus Christus gekruisig is. Met ander woorde, ons is nie meer in Adam nie. Ons is nou in Christus. Om terug te gryp na Romeine 5. In Adam was ons die ouwe mens, maar nou het daardie ouwe mens, is hy saam met Jesus Christus gekruisig, want ons is verenig met Jesus Christus deur geloof. So ons kan nie meer in die ou mens voortleef nie. Dis nie natuurlik vir een wat saam met Jesus Christus gesterf het, om steeds voort te leef in die ou mens. So wat sê Paulus in vers 6? Hy sê, aangesien, en lees saam met my daar, aangesien ons dit weet, dat die ou mens saam met Christus gekruisig is die liggaam van die sonde, dis die ou mens, tot niet gemaak, sodat ons nie meer die sonde sou dien nie, of anders gestel, dat ons nie meer in die ou mens sal voortleef nie. Die ou mens is dood. Ons leef nie meer in hom. Maak klaar met die dinge van die ou mens. Die sondige ou mens is tot niet gemaak. Daarom dien ons die sonde nie meer nie. Hy is gekruisig saam met Christus, met wie ons verenig is. Daardie ou mens leef nie meer in ons nie. Hoekom nie? Want vers 7, hy wat gesterf het, is geregverdig van die sonde. Met ander woorde, deur die kruisdood van Jesus Christus, is regverdige prys vir ons sonde betaal. Sodat almal wat in Jesus Christus glo, geregverdig is omdat 'n geregverdige prys vir ons sondes betaal is. Ons is verenig met Jesus Christus en
Omdat ons verenig is met Jesus Christus, het hy ons sondes afgesterf, as ek dit so kan stel. Met ander woorde, en dis belangrik, elke gelowige is vry van die mag van sonde. Elke gelowige is vry van die mag van sonde. Ons is nie meer die slawe van sonde. Ons kan die sonde weerstaan. Maar daar's meer as dit. Dit is nie net dat ons die sonde kan weerstaan nie. Want Jesus het nie dood gebly nie, en ons het nie onder die water gebly in ons doop nie. Hy het ook opgestaan, vers 8 tot 10. Vers 8. As ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met hom sal lewe, en dan spring na vers 10b, maar die lewe wat hy leef hy vir God. So, as ons saam met Christus gesterf het, dan glo ons sal ook saam met hom opstaan, ons sal saam met hom lewe, en die lewe wat hy leef is vir God. Jy sien, Christus het opgestaan in die krag van die ewige lewe, 'n lewe vir God. En in Jesus Christus het die gelowige dan daardie ou mens afgesterf, en hy het opgestaan in 'n nuwe lewe vir God. Vers 9 en vers 10a. Omdat ons weet dat Christus nadat hy opgewek is uit die dode nie meer sterf nie. Die dood heers nie meer oor hom nie meer nie. Want die dood wat hy gesterf het hy vir die sonde eens en vir altyd gesterwe. So wat sê Paulus? Hy sê eens en vir altyd het hy vir die sonde gesterf. Daarom heers die dood nie meer oor hom nie. Hy leef nou in die krag van 'n ewige lewe, en hy leef vir die eer van God. Maar dan weer terug na vers 8. As ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met hom sal lewe. Vers 10 vir God. Maar wat beteken dit om vir God te lewe? As hy hier sê, hierdie lewe wat ons leef is 'n lewe vir God, wat bedoel hy daardeur? Wel, dit verwys na die ewige lewe, maar dit verwys ook na die lewe hier en nou. Hoekom sê ek dit? Want weer eens, toe jy gedoop was, het jy nie onder die water gebly nie. En toe jy tot geloof gekom het, wat die getuienis van jou doop natuurlik is, nê? Toe jy tot geloof gekom het, het jy nie die ou mens afgesterf en toe sê tot nie. Jy het opgestaan in 'n nuwe lewe, weergebore, 'n lewe vir God. So die oomblik toe jy met Christus verenig is, in daai oomblik was jy nie net dood vir die sonde, sodat dit nie meer oor jou sou heers nie, maar toe het jy ook reeds opgestaan in 'n nuwe lewe, 'n lewe vir God. Kom ek probeer om te verduidelik, as ek 'n biografie van my lewe moes skryf, dan sou ek 2 biografieë moes skryf. Ek sou 1 biografie moes skryf van die ou mens in Adam, en daardie mens het op die 11de Oktober 1997 gesterf. En op die 11de Oktober 1997 het 'n nuwe Leon opgestaan. 'n Leon wat leef vir God. Die ou mens was in diens van die sonde as meester. Maar die nuwe mens het in Christus opgestaan in diens van 'n nuwe meester.
En daardie meester is God. Die nuwe mens kan nie meer vir sy ou meester leef nie. Dit hoort nie. Dis onvanpas. Dis selfs ondenkbaar vir die gelowige om nog steeds onder die mag van die sonde te leef. Hy is nie meer jou meester nie, so los hom. Beveg hom met alles in hom, weerstaan hom met alles in jou. Want jy het in Christus 'n nuwe goeie meester gevind, en dit is God. Leef vir hom. En dit bring my by ons laaste punt. Wat dit van ons vra. Wat dit van ons vra, vraag 11 tot 14. John Newton het eenmaal gesê, ek is nie wat ek wil wees nie. Ek is ook nie wat ek hoop om te wees in 'n ander wêreld nie, maar tog, ek is nie meer wat ek was nie. En deur die genade van God is ek wat ek is. Ek dink Paulus stel dit beter in Romeine 7, ons gaan nog daarna kyk. Hy sê, die goeie wat ek wil, dit doen ek nie. Maar die kwaad wat ek nie wil doen nie, dit hou ek aan om te doen. Ek ellendige mens, wie sal my verlos van hierdie liggaam van die dood? Kom ons lieg nie vir onsself nie, broer en suster. As Paulus sê, ek is 'n sondaar, dan is daar nie een van ons hier wat enigiets anders kan sê. Ons is sondaars. Maar dit is onnatuurlik vir die gelowige om daarin voort te leef. Dit is onnatuurlik vir een wat in Christus is om te leef asof hy in Adam is. Dit is onnatuurlik vir een wat dood is vir die sonde om nog daarin te leef. En so ons word geroep om 'n nuwe mens in Christus te word wat vir God leef. En dis Paulus se vermaning hier in vers 11 tot 14 is word wat jy is in werklikheid is wat hy sê. Vers 11 tot 14, vers 11. So moet ons ook reken, so moet julle ook reken dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God in Christus Jesus ons Here. So beveg, broer en suster, beveg die sonde met alles in jou, want dit pas nie, dit hoort nie, dis nie wie jy in Christus is nie. Moenie voorgee jy sonder sonde nie, maar beveg die sonde elke liewe dag met alles in jou en strek jou uit om te lewe nie vir die sonde nie, maar te lewe vir God. Vers 12. Laat die sonde dan in julle sterflike liggame, sien julle daar, weer die liggaam, julle sterflike liggaam nie heers nie, dat julle nie aan sy begeerlik julle gehoorsaam sou wees nie. So daai selfde liggaam wat jy voorheen gebruik het in diens van die sonde, daardie liggaam moet jy nou gebruik in diens van God. Soos iemand eenmaal gesê het, die sonde kan die gelowige roep, maar die gelowige hoef nie te antwoord nie. Die sonde kom, die versoeking gaan kom. Maar die gelowige het die vermoë om die versoeking te weerstaan. Die ongelowige het nie daai vermoë nie, want hy is dood in sy misdade en sonde. Die ongelowige is nie in staat nie, want God het hom oorgegee om sy begeerlikhede na te jaag. Maar die gelowige in Christus het die vermoë om die sonde te kan weerstaan. So weerstaan dit. Jy hoef nie te antwoord as die sonde roep nie. Want hy is nie meer jou meester nie. God is jou meester. En daarom vers 13, moenie julle lewe stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid nie, maar stel julle self tot beskikking van God
as mense wat uit die dode lewend geword het, en julle lewe as werktuie van geregtigheid in diens van God. Jy behoort aan God. Jy behoort aan God. So lewe vir God. En gebruik hierdie liggaam as 'n werktuig vir sy eer. Soek geleentheid om God te verheerlik deur wat jy doen. Of dit by die werk is, of dit in die winkelsentrum is, of dit by die huis is. Soek vir 'n geleentheid om God te verheerlik deur wat jy doen. Want, sê Paulus in vers 14, die sonde sal oor julle nie heers nie, want julle is nie onder die wet nie, maar julle is onder die genade. Nou, ek wil net dit sê, dat ek dink hierdie stelling van vers 14, dit is die geheim vir ons om vry te kom van sonde. Dit is die geheim van vryheid van sonde. Want onder die wet, wat gebeur onder die wet? Onder die wet is ek verplig om die hele wet te onderhou. As ek geregverdig wil word deur die wet, is ek reg? Met ander woorde, al wat die wet vir my wys is hoe ver ek tekort skiet. In myself het ek nie die vermoë. Dus hoekom Paulus byvoorbeeld in Galasiërs 3 vers 10 sê, dat die wet is 'n vloek tot verdoemenis. Maar onder genade kom ek en ek sê, Here, ek het U hulp nodig. Ek is nie in staat om enigiets te doen. Ek kan niks bydra. Ek kom in totale afhanklikheid van Jesus Christus vir verlossing. En deur na Jesus Christus te kom en te smeek vir genade, daar vind jy die geloof, nee, dis wat geloof is om aan Jesus Christus vas te gryp. En daardeur word jy geregverdig. En daardeur word jy vrygemaak. Dis eers wanneer jy besef dat jy is vry van die vernoemenis van die wet, wat jy met nuwe ywer en krag sal vry wees om die sonde te weerstaan. Dink so daaraan. As ek aanhou dink, ek kan hierdie sonde nie oorwin nie, hierdie sonde is my baas, hierdie sonde is my meester, gaan jy vir elke versoeking val. Maar as jy weet, dat jy is vrygemaak in Jesus Christus, en die sonde het nie meer mag oor jou, dan sal jy die sonde weerstaan. Met nuwe krag, met nuwe vrymoedigheid, en jy sal meer en meer jouself uitstryk om te lewe vir God. Die wet wys die sonde uit. En omdat die wet die sonde uitwys, is die wet nie onbelangrik nie. Ek het al hoeveel keer gesê, in die laaste paar weke het ek het hoeveel keer gesê, dat tensy ek verstaan hoe ver ek geval het, kan ek nie begryp hoe groot is God se genade nie. Ek kan nie die genade geskenk verstaan of begryp, as ek nie eers verstaan, ek is dood in my misdade en sonde. Die wet is baie belangrik, want dit moet my wys wie ek is. Maar die wet kan my nie vrymaak van wie ek is nie. Net Jesus Christus kan. Net hy kan my vrymaak van die mag van die sonde. En net hy kan maak dat ek kan lewe vir God. En daarom, soos ek nou nog gesê het, word wat jy is. Jy het saam met Christus gesterf. Jy het saam met Christus opgestaan. Nou leef dan nou soos een wat dood is vir die sonde. En leef soos een
wat lewe vir God se eer. Mag jy veg teen die sonde, mag jy oorwin oor die sonde. Mag God verheerlik word deur jou lewe, deurdat jy dag vir dag meer en meer vir God sal leef, en meer sal sterf vir die sonde. Amen. Kom ons bid. Here, ons het U hulp nodig, want ons is swak. En ons hoop is nie in onsself nie, Here. Ons hoop is in Jesus Christus. En ons dank U dat ons in Hom is. Maar saam met Paulus wil ons sê, Here, die dinge wat ons wil, dit doen ons nie. Die dinge wat ons nie wil nie, dit hou ons aan om te doen. Saam met John Newton wil ons sê, dat ons is nie wat ons moet wees nie. Maar saam met John Newton wil ons ook sê, Here, ons is nie meer wat ons was nie. En deur die genade van God is ons wat ons is. En ek bid, Here, dat U vir ons sal help. Dat ons wat saam met Jesus Christus opgestaan het, sal sterf vir die ou mens in Adam. Dat ons die sonde sal beveg met alles in ons. Here, dit is so maklik om te sondig. Die wêreld om ons doen dit almal. Inderdaad, soos wat ek vanoggend gehoor het, 'n prediker sê, ander mag, maar jy mag nie. Want jy het 'n nuwe meester. Jy leef nie meer vir die Adam in jou nie. Jy leef nie meer vir die sonde. Jy lewe vir Christus. En daarom bid ek, Here, dat U vir ons elkeen sal help. Dat ons inderdaad vir God sal leef in Christus. Help ons hiermee, deur die werking van die Heilige Gees. Mag die Heilige Gees ons oortuig van sonde. Mag hy ons rig in die waarheid van die woord. Mag hy ons biddend maak, vraend vir vergifnis. En mag hy ons help om dag vir dag meer en meer gelykvormig te word aan die beeld van Jesus Christus. Want dit is sy grootste werk in ons, Here. Die grootste werk van die Heilige Gees is om Christus gelykvormigheid in ons te bring. En daarom bid ek, Here, dat hy dit inderdaad sal doen. In Jesus naam bid ek dit. Amen.